In vandag se les gaan ons nou net die vermenigvuldig en deel met heelgetal koëffisiënte bietjie hersien. Hierdie is werk wat jy in graad 8 al gedoen het, so ons gaan net die basiese reëls weer hersien. Vorige lesie het ons optel en aftrek gedoen. Hierdie les kyk ons nou na heelgetal koëffisiënte. Nou julle sal onthou, ek het in die vorige lesie gesê, as ons praat van heelgetal koëffisiënte, dan is dit soos hierdie getalletjie wat voor die veranderlike staan. Daai 5 en die 3 is ons heelgetal koëffisiënte. Met ander woorde, as ons gaan vermenigvuldig met veranderlikes by, gaan ons dan die heelgetal koëffisiënte met mekaar vermenigvuldig. Okay. Wat baie belangrik is, wat julle moet onthou, enige terme kan vermenigvuldig en gedeel word. Wanneer ons vermenigvuldig of deel, gebruik ons die heelgetal reëls om die koëffisiënte te vermenigvuldig of te deel en die eksponentreëls om die veranderlikes te vermenigvuldig of te deel. So as ons nou weer kyk na ons voorbeeldjie van 5xy maal met 3xy, dan gebruik ons die heelgetal reëls om ons heelgetal koëffisiënte met mekaar te vermenigvuldig. En ons het mos nou gesien, ons heelgetal koëffisiënte is 5 en 3. So ons gaan 5 maal met 3. En dan gebruik ons eksponentreëls om ons veranderlikes met mekaar te vermenigvuldig. Nou ons het 'n x maal met 'n x en julle het in graad 8 al julle eksponentreëls gedoen. Die basiese eksponentreëls, so hierdie moet vir julle moontlik wees om te doen. En dan het ons nou nog y maal met y. Met ander woorde, as ons hierdie twee algebraïese terme met mekaar gaan vermenigvuldig, dan kry ek my antwoord is 5 maal 3 is 15, x maal x is x kwadraat, y maal y is y kwadraat. So julle kan mooi sien, ek het my heelgetal reëls toegepas met my koëffisiënte en ek het my eksponentreëls toegepas met die veranderlikes deur hulle te vermenigvuldig. My eksponentreël sê ons wanneer ek twee terme met dieselfde basis vermenigvuldig, dan hou ek die basis dieselfde en ek tel die eksponente by mekaar. Maar kom ons gaan terug na die maal en die deel toe. Die belangrike ding wat ons nou moet onthou is as ons, dit is net so belangrik dat julle onthou, as ons nou 'n positiewe term vermenigvuldig met 'n positiewe term gaan ek 'n positiewe antwoord kry. As ek 'n negatiewe term vermenigvuldig met 'n negatiewe term gaan ek 'n positiewe antwoord kry. Met ander woorde, wat baie belangrik is dat ons dan nou kan sien, as ons twee van dieselfde tekens met mekaar vermenigvuldig, is my antwoord altyd positief. So 'n plus maal 'n plus is 'n plus, 'n min maal 'n min is ook 'n plus. Wanneer ons 'n positiewe getal vermenigvuldig met 'n negatiewe getal, gaan ons antwoord altyd negatief wees. Wanneer ons 'n negatiewe getal vermenigvuldig met 'n positiewe getal, gaan ons altyd ook 'n negatiewe antwoord kry. Met ander woorde, as ons twee verskillende tekens met mekaar vermenigvuldig, is die antwoord ook negatief. Baie belangrik nou ook is deling is die inverse of die omgekeerde bewerking van vermenigvuldig. En dit beteken dat dieselfde reëls dus geld. Met ander woorde, en onthou hierdie reeltjies is maar baie belangrik, jy pas dit toe tot aan die einde van jou matriekjaar en vir jou res van jou lewe wanneer jy met wiskunde besig is. Dieselfde reël geld, met ander woorde, as ek twee van dieselfde tekens deel, dan gaan my antwoord 'n positief wees. Met ander woorde, 'n plus gedeel deur 'n plus is 'n plus, 'n min
gedeel deur 'n min is ook 'n plus. Met ander woorde, wanneer ek 2 van dieselfde tekens deel, is my antwoord altyd 'n positief. Nou dieselfde reël geld nou wanneer ek verskillende tekens met mekaar deel. As ek 'n plus gedeel deur 'n min het, is my antwoord 'n negatief. En as ek 'n minus het wat ek deel deur 'n plus, dan is my antwoord ook 'n negatief. Met ander woorde, wanneer ek 2 verskillende tekens deel, is die antwoord negatief. Nou kom ons kyk na 'n voorbeeld van vermenigvuldig. As ons kyk na 'n voorbeeld van vermenigvuldig, dan kry ek byvoorbeeld minus 4x maal met minus 3y. Hy is so in hakies geskryf. Onthou nou, ons reël sê vir ons vermenigvuldig die heelgetal koëffisiënte met mekaar. Ons pas die heelgetal reël toe. Met ander woorde, ek het minus 4 maal met minus 3. En dan pas ek my eksponentwette reël toe. En ek het daar, my veranderlikes is net x maal met y. As ek nou weer kyk na my reëls, sê my reëls mos vir my, wanneer ek 2 van dieselfde tekens met mekaar vermenigvuldig, moet my antwoord positief wees. So min maal 'n min is 'n plus. 4 maal 3 is 12xy. En ek skryf my antwoord net as 12xy. Ek skryf nie die plus teken voor nie. As daar niks staan nie, impliseer dit dat die term 'n positiewe getal is. As ek nou kyk na deling, het ek byvoorbeeld minus 24 x kwadraat y gedeel deur 8xy kwadraat. Onthou nou, dieselfde reëls geld, met ander woorde, dit is dieselfde. Ons gaan weer met ons heelgetal koëffisiënte werk. Ons heelgetal koëffisiënte gaan ons met ons heelgetal reëls deel. En onthou, my teken sê nou vir my, as ek 'n minus het, wat ek deel deur 'n plus, dan gaan ek 'n negatiewe antwoord hê. Met ander woorde, 'n min gedeel deur 'n plus is 'n min. En 24 gedeel deur 8 is 3. En dan pas ek nou my eksponentwet reëls toe met my veranderlikes. Met ander woorde, ek het 'n x kwadraat gedeel deur x, met ander woorde, dis x tot die mag 2 minus 1, want my grondtalletjie is dieselfde, en ek het 'n y en 'n y kwadraat, en as ek daai reël toepas, dan kry ek dit is y tot die mag 1 minus 2, en dan kry ek dit gee vir my minus 3, x tot die mag 2 minus 1 is enetjie, en y tot die mag 1 minus 2 gee vir my 'n antwoord van minus 1. Maar onthou nou, dit is 'n bietjie hersiening, ons gaan weer by die eksponentwette uitkom om dit deeglik in te oefen, maar as jy terugdink in graad 8, dan kan jy nou onthou, omdat hierdie enetjie nou 'n negatiewe mag het, wil jy hom graag gelukkig maak, en as jy hom gelukkig maak, vat jy hom na onder toe, en hy kom staan onder die lyn. Met ander woorde, my finale antwoord is minus 3x gedeel deur y. As ons 'n voorbeeld doen van heelgetalle vermenigvuldig en deel sonder veranderlikes, het ons 'n voorbeeldjie van minus 100 gedeel deur minus 5 maal met 2. En onthou nou, ons rangorde is mos nou maar altyd eerste is ons hakkies, dan is dit van, dan is dit maal en deel, en dan is dit plus en minus. Dit is julle hierdie rangorde al baie geleer, ons gaan nog weer daarna kyk. Omdat maal en deel dieselfde rangorde het, werk jy van links na regs. Met ander woorde, ons gaan hier sê, ek het minus 100 gedeel deur minus 5, 'n min gedeel deur 'n min word 'n plus, en 100 gedeel deur 5 is 20. So ek het plus 20 maal met 'n 2, plus maal 'n plus is weer 'n plus, en 20 maal 2 is 40.
Met ander woorde, hierdie antwoord van my is 40. As ons nog 'n voorbeeld doen van maal en deel, wat ons 'n bietjie met die ander saamwerk. Ons kry nou byvoorbeeld 'n plus sommetjie by, dan het ons 2b maal met minus 7a. As dit nog 'n voorbeeldjie is wat ons kan doen, dan het ons minus 6a maal met 4b plus 2b maal met minus 7a. En onthou nou, uit ons rangorde is maal ons eerste sommetjie wat ons moet doen. Met ander woorde, ons gaan die twee terme eers met mekaar vermenigvuldig en dan daarna gaan ons die som doen. Goed, so my reël sê vir my, ek moet met my heelgetal koëffisiënte, moet ek met die heelgetal reëls toepas, en dan sê daai vir my 'n min maal met 'n plus is 'n min, en 6 maal 4 is 24, en A maal B gaan vir my gee AB, want ek pas die eksponentwette toe met hulle. Dan het ek 'n plus. Nou moet julle onthou, ons werk weer met dieselfde, ons het so 2 maal met minus 7, 2 maal met minus 7 gee vir my minus 14, en B maal met A is nog steeds AB. Goed, nou het ons eintlik hierso mos 'n plus en 'n min wat langs mekaar staan, en soos hierdie plus en min hier langs mekaar staan, gaan dit beteken dat hulle twee 'n plus en 'n minus verander nou hier na 'n minus toe. So ons het minus 24AB minus 14AB, en dit gee vir my minus 38AB. Dit is dan nou 'n paar voorbeeldjies oor die maal en deel met heelgetal koëffisiënte. Jy kan hierdie lesie saam met dit uit die vorige les inoefen deur die huiswerkies te voltooi wat ek nou vir jou gaan saamstel.